Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan soos gewoonlik baie goed met u en dat die waarheid van God se woord vir u van kardinale belang is. Nou ek wil vanoggend baie graag gesels oor die belangrikheid van die regte kerk, gemeente, denominasie, aanbiddingsplek, noem dit wat u wil. Gaan u na die regte kerk toe? Behoort u aan die regte kerklike gemeente? En hoe gaan ek weet of ek nie aan die regte kerklike gemeente behoort nie? Nou, you go to church matters, dis baie belangrik, want die ware doktrines van die Bybel en dit wat geleer word, moet met mekaar harmoniseer. Ons moet weet as ons in 'n kerk sit, dat die waarheid van God se woord verkondig word en die voordeel daarin, want as ek en jy by 'n kerk sit, wat al noem hulle die naam van Jesus Christus, dat dit 'n valse Jesus kan wees, 'n valse gees, 'n valse evangelie, dan is ek by die verkeerde plek. Nou daar is oor die 33.000 kerklike denominasies reg oor die wêreld. Ek wil nie vandag oor denominasies praat of leerstellings nie, maar die meeste van hierdie mense hou vas aan fabels, is nie by die woord van God nie, is nie gegrond op die woord van God nie, en dit is absoluut baie misleidend. So ons moet pas op dat ons nie mislei word nie. Ons sit in 'n kerk en ons dink, wow, dit is wonderlik, die waarheid word verkondig, terwyl dit nie die waarheid is nie. So kom ons gaan kyk hoekom die regte kerk baie belangrik is. Nou, where you go to church matters, en dis 'n ding wat baie mense nie in ag neem nie. Hulle sal baie maklik by 'n kerk aansluit of na 'n kerk toe gaan wat die naam van Christus noem of en tog is hulle mislei, want hierdie kerke verkondig dalk nie die waarheid nie, nie die gesonde leer nie. En daarom is dit belangrik, as jy na 'n kerk toe gaan, weet, die gesonde leer is absoluut prioriteit. En dit is hoekom ons dan ook moet gaan kyk, waarheen ons gaan, as ons na 'n plek toe gaan, om te gaan aanbid, of te leer uit die woord van die Here. Nou, kom ons gaan kyk na 'n videoklip van John MacArthur. Hulle het hom gevra, nou hoe vind ek die regte kerk of gemeente? Kom ons gaan luister wat hy sê. I know you have a lot of questions about worship, and I think many of them have been answered today. But I'm here with John MacArthur. And John, thanks for being again with us today. It's always a pleasure. Mine. Thank you very much, Don. Now, you're going to have a few more questions asked to you. Is that okay? Sure. Now, this is from Kerwong in Singapore. He and his family are searching for a church. And his question is, how does a family go about finding a good church with sound theology and good doctrine? How does someone do that? Well, I think you've got to know what you're looking for. So you've got to have the criteria to recognize good doctrine when you see it. So assuming that these people know sound doctrine, they need to be patient and thoughtful and careful, go back maybe several times to find out exactly what the doctrine is, because you might not hear it all the first time. But I think even beyond that, what you want to find is a church that really takes the Bible seriously. Not just theology. You know, there are a lot of churches that have creeds and even historical creeds, and they sometimes even recite those creeds. But the greater question is, how do they treat the Word of God? Does it reign supreme every time the preacher ascends into the pulpit? That's the key question. Now, don't we have an office in Singapore for Grace to You? Yes, we do, and we have for many years, where CDs and tapes and books are distributed throughout the area of Singapore and the regions beyond. So they could go there and ask as well. That's right. Nou ja, dit is wyle John MacArthur, en ons het nou geluister wat hy sê, dis baie belangrik. Maar voor ek begin, wil ek net sê, daar's geen volmaakte kerklike denominasie of kerkgemeente op aarde nie. Almal het foute en almal leer, en dis belangrik, maar ek wil sê, dis belangrik dat ons gaan kyk, soos hy gesê, die belangrikheid van doktrines, want ons weet dat selfs John MacArthur het foute gemaak, en daar is foute wat hy gemaak het, en hy gaan nie vandag daaroor praat nie, maar wat hy hier sê is baie kosbaar. Jy moet gaan kyk waarna jy soek, die ware doktrines, 'n plek wat die gesonde leer verkondig. En hoe ernstig is mense oor God se woord? Nou baie mense en baie gemeentes reg oor die wêreld is nie baie ernstig oor God se woord nie. As ons gaan kyk wat in baie van ons kerke plaasvind, en dan sal jy absoluut sien dat dis waarvan hy nou praat is baie waar.
So, en hoe hanteer ons natuurlik die woord van die Here? Doen ons dit in gesonde eksegese, of doen dit ons op ons eie opinie? En dit is belangrik. Maar baie mense sien nie die goed raak nie. Hulle is tevrede om by 'n kerk te gaan sit, wat maar net die evangelie volgens hulle verkondig, en dis vir hulle goed genoeg. 'n Kind van God moet baie ernstig wees oor die woord van die Here. Hy moet gaan, nadat hy by die kerk was, in die week moet hy gaan seker maak, hy gaan moet naslaan werk gaan doen. Hy moet soos 'n goeie bereën wees, om te hoor, of dit wat daai mense gepreek het, so is al dan nie. Nou goed, hoekom is die regte kerk belangrik? Ek gaan so 'n paar punte aanspreek. Die kerk moet altyd die fundament wees waarop waarheid gebou word, want die waarheid van God gaan ons vrymaak. So is dit belangrik dat jy gaan kyk, wat verkondig hierdie mense werklik die waarheid, wat uit die woord van God kom. En natuurlik, die mens se siel is op die spel. 'n Kerk met 'n valse evangelie gaan jou saligheid kos. So dis 2 belangrike punte. Daar's baie meer, maar dis 2 belangrike punte wat ek graag hierby aanspreek. En dit is hoekom jy moet gaan kyk. As jy gaan sit in 'n denominasie of in 'n kerkgemeente en die saligheidsplan word verdraai en so baie valse leringe, is jy by 'n verkeerde plek. Dit kan jou saligheid kos en kan jy verlore gaan. So dit is belangrik om by 'n plek te kom wat die gesonde leer verkondig. Nou goed, kenmerke van 'n ware kerk, en so vinnig net so aan 3 raak, en dis baie belangrik uit die skrif uit. Jesus Christus is die hoof van die gemeente, hy is die hoof van die eklesia, van die kerk. En dit is baie belangrik. As jy dit nie kan erken nie, is jy reeds by 'n verkeerde plek. Die gemeente is die grondslag van die waarheid, 1 Timoteus 3:15. As jy in 'n gemeente kom en die waarheid is nie die grondslag in daai kerk nie, moet jy hardloop so vinnig as moontlik. En ek gaan by geleentheid gesels oor baie van hierdie gemeentes wat valse leringe leer en mense absoluut ten gronde laat gaan. En die waarheid is gebou op die fundament van die apostels en die profete, waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. Nou, die apostels en die profete verteenwoordig die hele woord van God, die Ou en die Nuwe Testament, wat ek en jy nie kan wegvat nie. Jesus is die hoeksteen van daardie fundament wat dit aan mekaar hou. En dit is die grondslag waarop ons moet bou, en wat as ons na 'n kerk toe gaan, moet ons weet, dit is wat ons moet nastreef. Nou goed, kom ons gaan kyk na die volgende skrifgedeelte, 1 Petrus 2:9, wat ek so vinnig saamgevat het. Die Nuwe Testamentiese term vir die kerk of gemeente van Christus is die eklesia, wat net eintlik beteken uitgeroepenis, die wat uit die duisternis geroep is tot die lig van God. Dit is ware kinders van die Here, en dit is wat die kerk beteken. Ek en jy is die kerk. Maar wanneer ons gaan luister, wanneer ons nou met medegelowiges by 'n samekoms, 'n byeenkoms bywoon, wat leer ek en jy daar? En dit is wat jou gaan laat groei in die Here, of jou gaan laat sterf, en dit is belangrik. Nou, die ware kerk van Christus bestaande slegs uit wedergebore Christene. Hulle moet van veranderde lewens kan getuig, anders kwalifiseer hulle nie om lede van die gemeente van Christus genoem te word nie. Die toepassing van hierdie beginsel lidmaatskap kom uit die boek Handelinge 2:47, wat sê die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Dit beteken nie as jy 'n kind van God word, moet jy lidmaat van 'n kerk, 'n denominasie word nie. Daar's baie mense wat dink as hulle lidmaat van 'n kerk is, dan sit 'n pluspunt vir hom, hy's op pad hemel toe, want hy's 'n lidmaat van 'n kerk. Jy hoef van geen kerk 'n lidmaat te wees nie. Is dit belangrik om kerk toe te gaan? Absoluut. Maar om 'n lidmaat te wees is nie die vereiste uit die woord van God nie. Maar as jy in 'n gemeente behoort, dan is daar sekere goed wat jy moet nakom. Daar's orde in die gemeente, daar's baie dinge waar ons kan gesels in die boek van Timoteus, in Korintiërs veral, en daar's baie. Maar ons praat hier oor ware kinders van die Here, wat werklik behoort aan die ware liggaam van Christus. En dit is baie belangrik. Nou goed, kom ons gaan kyk wat sê Andy Stanley. Nou, hy is absoluut 'n spreekwoordelike voorbeeld van 'n kerk waar jy glad nie moet heen gaan nie. Now, Andy Stanley represents a seeker-sensitive movement whose primary goal is, in his own words, to create churches unchurched people absolutely love to attend,
Hierdie mense hou daarvan om hierdie gemeentes by te woon, hierdie dienste, want dis absolute entertainment. En think about it, if a church is a place that unchurched unbelievers love to attend, then it has to be a place where sin is tolerated. Jesus provides us with an accurate evaluation of unbelievers, and this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their works were evil. So as jy by 'n kerk kom waar die bokke geëntertain word, en daar's entertainment in hierdie kerke, en geen sonde word gepreek nie, geen bekering nie, geen heiligheid nie, dan moet jy weet, dis tyd om pad te gee. Dan het jy nog nooit by die regte kerkdenominasie uitgekom nie. Nou kom ons gaan kyk vandag die misleiding daarvan. A building that is called a church, yet has removed from its message, en dit is die preaching of the gospel, the cross, justification by the blood of the lamb, repentance unto salvation, holiness, en so kan ons aangaan. It is not a church, but a building that has become nothing more than a place for people to gather for social events. Kan jy hoor? Social events, activities, and religious traditions. Beware of such places. Dit is belangrik dat ons in 'n kerkdenominasie of kerkgemeente sal behoort wat die waarheid van God se woord verkondig. En as jy nie daar is nie, moet jy pad gee. Dis baie, baie belangrik. Nou goed, die gemeente moet deur ordelikheid en heiligheid gekenmerk word. En dis baie belangrik. Daar's vele meer. Word sonde verkondig in jou kerk, word daar teen sonde gepreek, onheiligheid, word daar geleer dat jy behaag moet hê in die woord van die Here, die woord van God moet lief hê, ware doktrines. Nou ek het 2 Ou-testamentiese skrifgedeelte in die Ou Testament gaan vind in die boek van Jesaja 58. Daar staan so, roep uit die keel, hou nie terug nie, verskaf jou stem soos 'n bassein, of verhef jou stem soos 'n bassein, en verkondig aan my volk hulle oortredinge en aan die huis van Jakob hulle sondes. So word sondes in die kerk verkondig? Nee, baie van die kerke leer dit nie meer nie. Ek meen daar's een sonde wat so maklik vasgehou word aan ons kerke vandag, en dis die sonde van adultery. So baie mense besef nie dat hulle is in sonde, hulle het gaan skei, hulle het hulle vrouens gaan skei, hulle het weer gaan trou met iemand anders wat die woord absoluut verbied. Maar die kerk keer dit goed. Dit is reg, jy is nie in adultery nie, jy is weer getroud. En hierdie mense besef nie dat hierdie 'n geweldige sonde is wat die kerk vasbind nie. Maar meer op 'n latere geleentheid daaroor, maar dit is belangrik dat ons sal hoor, sonde is sonde. En baie mense wil dit nie aanvaar nie. Ek gaan voort by vers 2, wel soek hulle my dag vir dag, en het hulle 'n behaag in die kennis van my weë, soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge, het hulle 'n behaag in die toenadering tot God. Met ander woorde, leer jou kerk regte doktrines, leer jy die kennis van sy weë. Dit is tog God se leerstellings, die leerstellings wat die woord vir ons aandui. Doen ons dit regtig, of is het maar net eenvoudig onverantwoordelik, gaan maar voort om predikers te wees wat mense wil streel in hulle gehoor. Jy kry baie motivational speakers wat maar net die goeie vir jou preek, your best life now, prosperity gospel, dit sal goed gaan met jou, ons gaan nie vervolging hê nie. Dit is alles fabels, en dit bestaan, dit kan nie in die woord van God, dit kom nie in die woord van God voor nie, maar hierdie mense leer tog dat ons hierdie lekker lewe sal hê, dat ons nie moet weet dat God daar seker vereistes is wat God aan ons stel nie. As jy by so 'n kerk is, moet jy weet dit is tyd om pad te gee. Goed, Mark Finley het iets baie waar gesê, you go to the Bible, as jy regte kerk wil hê, you go to the Bible to find out what truth is, then find a church teaching in harmony with the Bible. Doen ons dit regtig? Kyk ons wat die woord sê, en dan gaan ons soek ons so 'n kerk, of gaan ons na 'n kerk toe, en dan luister ons maar na al hierdie valse leringe, en dink ons is regtig op die weg van waarheid. Dis groot misleiding. Kom ons gaan luister wat sê Zac Poonen oor die regte kerkdenominasie. Shall I surprise you by telling you something? You'll get a big surprise when you hear this. When some brother from Bangalore
is transferred to another place. And we have a church in that place. You know what I tell him? I tell him, we have a church there, you can go there. But if you find that church doesn't help you to grow spiritually and become a disciple of Jesus, and you find another church there, maybe another Pentecostal church or a charismatic church, where you find the pastor, maybe they don't have the correct pattern like we have, but the pastor there is a God-fearing man, challenges you to be a disciple. Brother, don't go to the church connected with CFC. Go to that church. I'll tell you, I say that publicly. My loyalty is not to CFC. My loyalty is to Jesus Christ. Nou ja, dit is baie waar wat Zack Poonen sê, gaan na 'n gemeente toe wat die waarheid leer in die vrees van die Here. En dit kan in baie van ons kerke plaasvind, selfs in ons charismatiese kerke. Maar en dit is so dat daar baie van hulle is wat absoluut afgedwaal het van die woord van die Here. Maar as jy 'n kerklike gemeente vind wat hierdie dinge leer, wat die waarheid van sy woord leer, gaan daarheen. Nou ja, ons weet daar kom 'n groot wegval, 'n great falling away. En daar's baie mense, ons kan dit vandag reeds in ons kerke beleef. Ons is op die pad na die groot afval. As jy kyk hoe 70 tot 80% van ons kerklike denominasies en gemeentes wegbeweeg van die woord van God af. Moenie in so 'n kerk wees nie, moenie in so 'n kerk betrokke raak nie, want in die tyd van die verdrukking, die tyd van die laaste 7 jaar, gaan daar 'n great falling away kom waarvan 2 Tessalonisense 2 praat. En hierdie mense is besig om die weg, die gees van die antichrist, wat in die kerk werksaam is, in sulke kerke, is besig om die weg voor te berei vir die grootste wegval van alle eeue, wat in die geskiedenis gaan plaasvind. En dit is op pad, en dan gaan die Here die leuen stuur, omdat hy die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. En hy gaan die dwaling stuur, en baie mense gaan mislei wees, en gaan wegval van die Here af. Nou goed, daar is meer, soos ek gesê het, as 33.000 denominasies of kerkgenootskappe in die wêreld. En meer as 80% hou nie by die gesonde leer van die woord van God nie. Baie misleidings en dwalinge word gepreek, onstruktuurlike leerstellings aan die orde van die dag, en dit is baie, baie duidelik. En ek wil nie vandag oor hierdie leerstellinge praat nie, ek gaan op 'n geleentheid wel daaroor praat, as ek gaan praat oor doktrines van die Bybel. Nou, die sonde is nie meer sonde nie, 'n valse Jesus word verkondig. En dit is die goed waarna ons moet uitkyk. As jy 'n gesonde kerk, 'n gesonde gemeente wil bywoon of lidmaatskap word van so 'n kerk, gaan maak seker dat jy gaan sien wat die woord van God leer oor die kerklike gemeente wat voldoen aan die vereistes en die volle raad van God verkondig. Nou ja, ek wil afsluit. Die kerk van Jesus Christus is altyd gebou op die fondasie van die woord van God. Ware doktrines, die gesonde leer wat verkondig word, die volle raad van God. Nou vind vir jou kerk of 'n gemeente wat gebou is op die gesonde leer van die skrif en jy kan nie verkeerd gaan nie. Mag die Here ons seën, mag hy ons lei, mag hy ons insig gee om by hierdie dinge te hou en dit te gaan soek, dat ons kan groei in Christus Jesus, dat ons saligheid nie sal prysgee deur weg te val van die geloof af nie, maar soek vir jou gemeente wat God se woord in sy volheid verkondig en wegbly van valse leerstellings. Tot 'n volgende keer, mag die Here seën. Totsiens.